Daar sê, Vrydagoggend, 7de November, kan julle dit glo? Ek kan dit nie glo nie, as die tyd so vinnig verby gaan nie, dit is vir my absoluut skrikwekkend. Ek sit hier so, dis 'n bietjie koelerig vanoggend, het nou my swart baadjie aangetrek, en ek het selfs ons wonderlike federale pin, hier so op die baadjie. Ek dink party mense is bang om hierdie ding te koop of te dra, of wat ook al, as gevolg van die oranje, blanja blou. Maar, jy weet, al koop jy hom, jy hoef hom nie nou al te dra nie. Henny, goeiemôre. Jy kan hom later dra. Jy kan hom op 'n ander tyd dra, of wanneer die tyd reg is, jy weet. Maar jy kan hom kry, in elk geval. As jy nog nie enige bestel het, jy bestel een. Nee? Daar is hy. Okay, goed. Kom ons drink 'n bietjie koffie. Baie welkom by Koffie met Brood vanoggend. Daar val hy. Goed, goeiemôre. Goeiemôre Jenny. Jenny is ook hier by ons. Henny en Jenny. Die twee rym vanoggend, die eerste twee. Daar is hy. Kom ons kyk wat in die wêreld aangaan op 'n Vrydagoggend. Ek sien Debbie se fotootjie het ook hier bo opgekom. Goeiemôre Debbie. Kom ons kyk wat in die wêreld aangaan. Ek het Dinsdag se berig, hierdie Dinsdag wat verby is, ek het vir julle Woensdag nie 'n berig gegee nie, van FSA se Dick Cheney, die 4de visie-president van Amerika, wat dood is op 84. Wel, die ou sou in elk geval ook gedagvaar geword het deur Donald Trump. So hy is dood op 84. Dit is vir my altyd interessant, wanneer hierdie mense afsterwe en hulle gaan ontmoet ons heiland. Wat het hulle dan te sê? Jy weet, van al die gemors wat hulle gedoen het. Ek dink as sekere van hulle wat sê, ons het nie geweet dit is so nie. Jy weet, ons het iets anders te gedink. Ons het gedink ons gaan in hierdie metaverse in hierdie groot cloud of consciousness in. Jy weet, oeps, daar is 'n redder. Ja, daar is iemand wat vir jou gekruisig was. In elk geval. Is nou genoeg rondgeskrywery van hierdie platform die waar op die selfoon staan. Wat gaan aan in die wêreld, mense? In Australië, vanaf die 27ste Desember moet jy inklok met jou digitale ID wanneer jy wil Google. Die digitale ID gaan heeltemal jou lewe beheer. Larry Fink, CEO van BlackRock, die baas van BlackRock, sê alle wêreldgelde en alle fisiese finansiële bates sal gedigitaal word binnekort. Regtig? Met ander woorde, wat hy sê is, selfs goud wat jy het, gaan gedigitaal word. Die rykste rykes van die wêreld, mense, wil nie hê jy moet goud, edelmetale, juweliersware, enige so iets hê nie. Hulle wil dit nie hê nie. Jy moet net syfers op 'n komputer hê, wat hulle kan beheer deur net 'n flip en rooi knoppie te druk. Loftie, wat sê jy? Dit is wat hulle wil hê. Jy sien, en as ons nie vinnig genoeg opstaan teen hierdie goedjies soos in ons kanonne, hulle kan dan alles beheer, né? Totaal en al alles. Hierdie was vir my 'n interessante berig geweest, die biljoenêr Jeff Yaas. Hierdie is 'n ou wat sy geld gemaak het deur handel te dryf met trading, né? Julle weet wat is trading. Hy het sy geld daar gemaak, en ek sê vir julle, ek het ook daarmee gepeter, maar ek het nie genoeg kapitaal om my te back om dit te doen nie. So, hy's 'n biljoenêr, hy het sy geld so gemaak, deur handel te dryf op die internet. En hy het $100 miljoen gegee vir die nuwe anti-woke universiteit in Texas, in Austin, die University of Austin. Hy het $100 miljoen gegee vir anti-woke. Dit is 'n goeie teken. Maar die FSA is besig om stadig maar seker te val. Ons sien dit met die islamitiese aanstelling van die burgemeester in New York. Ons sien dit met die vroue wat aangestel is. Dis islamitiese vroumense wat aangestel is in die staat van Virginia. So ons sien hoe Islam absoluut Amerika infiltreer. Die moslims wat op die strate van New York nou kom en sê,
ons gaan Amerika oorneem en is Allahu Akbar. Daar so op die Franse eiland van Orléans, is dit Orléans? Oloron, het 'n 35-jarige sogenaamde Franse moslim sy kar in 10 mense in vasgejaag terwyl hy geskree het Allahu Akbar. 4 van hulle is in 'n kritieke toestand. Dit is wat ons het in die wêreld wat hierdie absolute siek geloof aanbetref. China het nou opgestaan teen Donald Trump en gesê hy moet sy neus uit Nigerië uithou en moenie dink hy kan in 'n land se sake inmeng as gevolg van humanitêre regte en godsdiens nie. Dit is China. China het nie humanitêre menseregte nie. Goeiemôre Rudy. China het dit nie. So nou sê hulle vir Amerika, julle kan nie inmeng nie. Ons wil nie hê julle moet hier inmeng nie. Weet julle hoeveel belange het China in Nigerië? Vrek baie belange. Maar die media sekretarisse van Donald Trump, Lewitt sê Donald Trump hou die saak baie mooi dop. Hy hou die saak baie mooi dop en hy gaan hierdie islamitiese groepe net uithaal, uitbom. Dis wat hy gaan doen. Goeiemôre Mariaan. Dis wat hy gaan doen. So, hy is ook besig met 'n 3-punt plan vir Venezuela. Hy het nog nie op 'n plan besluit wat hy wil doen nie, maar 'n plan gaan hy doen. Jy weet, 'n plan gaan hy maak. Ek persoonlik self dink al hierdie goed wat so in die wêreld plaasvind, is oorverblindery op 'n groot politieke spelbord. Dis wat ek dink. Ek gaan dit doen, jy gaan dit doen, ek gaan dit doen, jy gaan dit doen. Amerika het nou sy eerste missiel van die Vandenberg Spaceport afgevuur met hulle kernkragtoetse wat hulle doen. Okay, daar's nou nie 'n kernbom in die missiel nie, maar hulle het nou die missiel getoets om te kyk hoe ver die ding kan gaan. Putin is nou onder druk om ook self kernmissieltoetse te doen, maar hy het vir sy kabinet gesê hy gaan dit nie nou doen nie. Hulle sal op gereedheidsgrondslag bly, maar hy gaan nie nou nog addisionele toetse doen nie. Pole is besig om hulle bevolking, op te roep vir die weermag. Hulle is besig om hulle mense op te lei om vir 'n groter oorlog wat kom. Whoopie-doo. Kry vir julle in Europa, man. As julle so graag Rusland wil aanval, kry vir julle. Ek sal vir julle sê, ou sal hierdie goed met ek wil baie graag eendag, as dit die Here se wil is, wil ek net 'n vakansie gaan hou in Griekeland. En ek wil in die strate van wat is die plek, uitgaan Spanje, Barcelona. Ek wil in die strate van Barcelona 'n bietjie gaan rondloop. Ek wil by 'n klein kafeetjie gaan sit en 'n bietjie pasta eet en net so 'n klein bietjie rooiwyn drink, want ek is nie eintlik 'n drinker nie. Ek soek net daai ambiance, daai gevoel. Maar as hierdie mense mekaar gaan bom en dit gaan by kernkrag uitkom voordat jy oë uitvee, bestaan Europa nie meer nie. Europa is nie baie groot nie, mense. Dit kos net 'n paar kernkragbomme, dan is Europa plat. En dit is beslis so. Suid-Afrika is groter as die hele Europa. Wie kan dit dink? Dat ons groter is as Europa? So, ek weet nie wanneer ek gaan vakansie hou nie. Miskien sal ek maar daar net in Fiji 'n vakansie gaan hou, want dit was baie lekker jare gelede. In elk geval. Ou Trump se toespraak by die Republikeinse Joodse koalisie vergadering. Hy het beloof om alle Hamas ondersteuners te deporteer en die Jode smil van oor tot oor. Maar 'n rabbi het uitgekom, 'n rabbi Ruben, interessant uit my seun se naam. Wel, hy's ouer as my seun, maar hy het dieselfde spelling ook. Maar hierdie rabbi het uitgekom en hy het gesê dat Duitsland, Engeland en Spanje se ekonomie was gekelder deur die Jode wat geld vir hulle geleen het teen hoë rentekoerse. Hy sê dis die waarheid. Hy sê dis die waarheid, dit is die eintlike rede hoekom Hitler opgestaan het. Hy sê dis die waarheid. Die Jode het die mense belieg en bedrieg.
En hierdie rabbi het gesê, en die Jode het gegaan teen die Torah. Heeltemal korrek. Geldwisselary, wisselkoerse, al hierdie goed is onbybels. Dit is teen die wet van Moses, wat God ingebring het. Jy sien, en hierdie rabbi kom uit op 'n wêreldforum, en hy sê, dis die waarheid. Ons het vir julle geld geleen, en ons het julle geld gesteel. Hoë rentekoerse gevra. Hy sê, maar is nie ons skuld nie, julle moes hierdie geld geleen het in die eerste plekkie. Wel, hy het 'n punt beet. Maar omdat hulle die mense so gelieg en gebedrieg het, het die mense teen hulle gedraai. Dit is ook 'n waarheid. Kom ons sluk 'n bietjie koffie. Ek het 'n bladsy hierso voor my oopgehou. The average IQ in Africa. Die algemene IQ, intelligensiekwotient in Afrika, is 60.16. Verstaan julle hoekom Afrika so maklik by die neus gelei word? Die algemene IQ in Suid-Afrika is 68.87. Ek het destyds, ek dink 'n jaar of wat gelede met julle gepraat oor die bell curve. Daai ding wat so lyk, hy lyk soos 'n klok. Van waar die IQ lê van Suid-Afrikaners op 70 wat ons Afrika aanbetref, maar dit is nou 68.87. Botswana se IQ is hoër as ons. En sal julle vir my glo as ek vir julle sê Zimbabwe se IQ is 74.08. Angola is 75. Tanzanië 74, Kenia 75. Chad, een van die hoogstes, Chad en Sudan 78. Maar Libië het die hoogste in Noord-Afrika. Hulle sal die hoogste hê. Want is reg daar naby die Kaukasiese lande. Hulle 80.92, Egipte het 76. Maar hier in die suidpunt 68, dieselfde soos die Ethiopië sinne. Is dit nie skrikwekkend nie? Die algemene intelligensiekwotient vir 'n wit persoon, 'n Kaukasiese persoon, is 110. Verstaan julle waarmee ons te doen het? Rudy, ons sukkel, Ons sukkel met hierdie mense. Ons kan kyk in die Suid-Afrikaanse nuus en sien hoe hierdie ouens, hoe die Hawks en die polisie, al hierdie ouens, hoe korrup hulle is. Al hierdie goed wat hulle doen. En die nuus is volop van kriminele goed wat die hele dag, elke dag in Suid-Afrika plaasvind. Is omdat hierdie ouens nie kan dink nie, man. Hulle kan nie dink nie. Prins William by die GOP 30 in Brazil sê dat die mensdom moet nou pas op vir oseaniese veranderinge en die Amazon woud wat besig is om uit te sterf en die pole wat besig is om te smelt en al hierdie tipe van goed. Hy lieg, man, daar is meer ys by Antarktika as nog ooit tevore. Hy lieg. Maar hulle dryf die klimaatsding. En Keir Starmer van Brittanje, obviously ook Brittanje, wat na hom gepraat het gesê, ons is in hierdie ding in hande 4 voet. Ons gaan hierdie klimaatstorie doen. En veg teen klimaatsverandering. Nou sit Engeland met 'n probleem. Jy sien, Engeland het mos hierdie elektriese voertuig ding gepush. Nou het hulle 'n probleem. Hulle kry nie genoeg belasting in van die brandstof nie. En nou het hulle 'n nuwe belasting wat hulle op elektriese voertuie plaas. En hulle noem hierdie belasting pay per mile. Betaal per myl wat jy ry met 'n elektriese voertuig. Hoekom? Daar's mos nou nie uitlaatgasse en sulke goed nie. Verstaan julle die leuen, mense? Die lieg. Net om jou te onderdruk, te ondermyn en geld uit jou sak uit te vat. Om jou arm te hou. Dis alles net om jou arm te hou. Dis al waaroor dit gaan. Dis al waaroor dit gaan, hè. Nvidia se baas, kyk wat sê Lofty,
Ja, die gemiddelde Lofty is 60.16. Nie 68.1 nie. Jan, goeiemôre. Dis nie 68.1 die gemiddelde nie. Die gemiddelde is 60.16. Mense, dis flippend dom. As jy 'n ander woord daarvoor. Daar's nie 'n ander woord nie. Ek het gesmaak toe ek hierdie berig gelees het. Ek noem maar sommer die heks, Pelosi, het nou besluit sy gaan nou hierdie jaar is haar laaste jaar in Kongres. Die heks is al seker al 95 jaar oud. Of sy is dalk net 75 en sy lyk soos 95 van al haar gesypery. Maar sy is mos een van die skelmste demokrate wat daar nog ooit gelewe het. En sy gaan nou finaal klaar maak met Kongres, en dit het vir Trump gelei om te sê, hy is so bly dat sy uiteindelik uit Kongres gaan wees, want sy is 'n totaal en alle bose vrou. Dis wat Trump gesê het, maar ons weet nie hoe boos is Trump nie. Die voormalige prins Andrew, wat nou bekend staan as Andrew Mountbatten Windsor, weet julle hoe hulle die van Mountbatten gekry? Kom vertel julle hoe hulle die van Mountbatten gekry. Hulle is eintlik von Saxe-Gotha. Dit is eintlik die koningshuise van. Hulle kom uit Duitsland uit, Khazar-Jode. Alright? Dit is eintlik wie hulle is, von Saxe-Gotha. En omdat hierdie een count wat hy was nooit 'n koning nie, maar hy was die consort van koningin Victoria, omdat hy probleme begin ondervind het hy die van Mountbatten gevat. Hierdie naam Mountbatten was op die kant van 'n klein boot. Dit was 'n boot se naam. Die vat hulle die van Mountbatten. Wanneer mens goed weet, né? Wilmien, goeiemôre. Wilmien, is dit die eerste keer hierso, was jy al op gewees? Maar baie welkom in elk geval. Toe vat hulle die van Mountbatten. Nou, ou Andrewkie, omdat hy nou nie meer 'n prins is nie, hy is gestroop van al sy titels as gevolg van sy pedofiel stories. Hy moet nou voor die Amerikaanse huis verskyn. Die huis van verteenwoordigers. Moet hy nou verskyn en baie mooi verduidelik hoe pas hy in die Jeffrey Epstein skandaal. Dokumente wat nog nie aan die mense gerelease is, soos wat Donald Trump gesê het nie. Ne? Wel, good on you, maar voordat ek het mos vir Lofty hier geantwoord, het ek nou nie hierdie sin klaar gemaak nie. Nvidia se baas, julle weet wat is Nvidia, dit is die maatskappy wat al hierdie verskillende elektroniese chips maak vir laptops, computers en al hierdie goed. Hulle is vrek goed in wat hulle doen. Goeiemôre Dolf. Dolf, jy kom net op 'n Vrydag lyk my. Het jy net Vrydag internet? Maar Nvidia se baas sê dat China sal die kunsmatige intelligensie resies wen. Hy het skaars, sy woorde was skaars uit toe Trump op 'n media konferensie gesê dat Amerika gaan push om die kunsmatige intelligensie resies te wen en om bo uit te kom. En toe klim Suid-Korea in en Suid-Korea sê en ons sal derde wees. Ons gaan nou 'n derde van ons kunsmatige intelligensie begroting weer hoe kan ek sê 'n addisionele bydrae van 'n derde maak, sodat ons ook kan inklim in hierdie kunsmatige intelligensie resies en kyk hoe ver ons kan kom. Wel, laat hulle dit doen, want wanneer hulle nou so top of the range is, dan al wat ons doen is, dan kopie ons dit. Dis nie moeilik om goed te kopie wat in kunsmatige intelligensie aanbetref nie. Jy kort net slim mense om daarin te gaan, dis al. Ek gaan vir julle nou iets wys waarmee ek besig is. In elk geval, hierdie was interessant en is Kazakhstan. Kazakhstan is eintlik 'n redelike mooi land, baie waterryk. Ek kan nie eens maande gelede toe ek op Google Earth gaan kyk hoe lyk hierdie land. En hulle het fantastiese mooi mere en goed. En Kazakhstan het nou besluit om deel te wees van die Abrahamse akkoorde of die Abrahamitiese akkoorde.
En Donald Trump het dit gefasiliteer, en Kazakhstan is nou die 5de Oosterse land wat by die Abramitiese akkoorde aansluit, en wat hulle eintlik sê is, hulle sal nie deel wees van enige aanvalle op Israel nie. Dis wat hulle eintlik sê. Nee, dis eintlik alwaaroor daardie akkoorde gaan. Dis alwaaroor daardie akkoorde gaan. Wat ek nog vir julle hierso wat van oorsee af is. Verskriklike siviele oorlog wat in die Sudan plaasvind. Weet jy of julle berigte daar gesien het nie? Hulle het selfs 'n vlugtelingkamp gebom met hommeltuie. Die mense wat nie deel is van die oorlog nie. Dit het genoodsaak dat VN verteenwoordigers en dies meer gesê het, hierdie oorlog is nou totaal en al hand uitgeruk. Dit is Sudan. Dit is die ding van Afrika, mense. As jy so 'n lae IQ het, nee. Sudan is nie so laag nie. Sudan is 78.87, nee. Hierdie mense ken net armoede en sukkel in woestynagtige gebiede. Sudan was eintlik jare gelede wat ons genoem het Lower Egypt, Laer Egipte, was Sudan. Sudan is eintlik Egiptenare. Maar as gevolg van 'n mengelmoes ek weet nie, swart nasies en Nguni nasies. Suidelike Sudan se IQ is 58.61. Dis laer as die gemiddelde. 58.61. Nou is daar hierdie oorlog wat plaasvind. Die ouens wat armoedig is en honger is en wat ook al, beklei teen die ander ouens wat meer het. En die ouens wat meer het, dink dat die armes probeer hulle goed afvat en dit is net 'n gemors. Dis dieselfde soos daai oorlog wat plaasgevind het, waar die Houthis en die Tutsis mekaar uitgemoor het. En daardie oorlog is nou besig om totaal en al uit te spiral. Ek probeer kyk waar min of meer is die ewenaar. Nou as ons kyk na sienerse goed, nee, is lande wat by ons gaan inval, Mosambik, Zimbabwe, Zambia, Angola. En dan trek ons die lyn daar deur die Kongo en Tanzanië. Miskien sal Tanzanië inkom, Malawi ook. As ons hierdie hele gebied kan kry, mense, dan is ons koppe deur, maar dit is vir ander dae. Mali, is 'n berig oor Mali. Mali kry nie brandstof as gevolg van hulle swak betrekkinge nou met Frankryk. Frankryk boikot nou van Mali wat brandstof aanbetref. En nou kry Mali hulle brandstof deur die Ivoorkus. En die ouens wat hulle brandstof hulle bring is Russe. Nee, Ivoorkus se IQ is 58.38 en Mali se IQ is 59.76. Hierdie mense kan dit net nie doen nie. Burkina Faso, daai ou wat so goed doen met Burkina Faso, daai leier, hulle IQ is 73.8. Dis hoekom hy beter doen. Dis hoekom hy net beter doen, hè. Maar die ander lande om die noordelike rondepunt daar van Afrika en op die westekant, Liberia 45%, Sierra Leone 45%, Gambia, is nie persent nie, dit is hulle IQ. Gambia 52, 45 IQ in daardie land. Hulle kan nie dink nie, hulle kan nie lees nie, hulle kan nie skryf nie. Hulle kan net neuskrap en eet. Ja, dis baie erg. Omdat hulle nie geleer word nie, mense. Omdat hulle nie geleer word nie. Donald Trump het 'n grap gemaak. Hierdie ou kan ook grappe maak. Hy het gesê toe hy nou by Xi was daar in China en hy het gesien hoe hulle reageer wanneer Xi praat. Hy sê niemand sê 'n woord nie. Hy sê dit is doodstil wanneer Xi praat. Hy sê hy soek dit ook. Hy wens JD Vance moet 'n Chinees word vir 'n dag of 2 sodat hy nie die hele tyd kan inchip wanneer hy wat Donald Trump is besig is om te praat nie. Hy het seker maar 'n punt wat dit aanbetref. Maar JD Vance word nou gestuur na Suid-Afrika toe om by die G20 te wees. En Donald Trump sê, nadat hy bekend gemaak het dat JD Vance by die G20 gaan wees,
Hy het gesê dat Suid-Afrika moenie eens meer deel wees van die G20 nie. Dit is wat Donald Trump van hierdie regering dink, kan ons almal dink dit. Nee? Die GNU is op die randjie van ineenstorting as gevolg van die korrupsie van die Hawks. Nie die hele Hawks nie, sekere elemente in die Hawks en natuurlik die polisie. Diegene wat Suid-Afrikane, ek bly daai woord verkeerd uitspreek, is diegene wat Suid-Afrikaanse nuus kyk, sal hierdie game die hele tyd dophou, wat besig is om ons om af te speel, in wat polisie sake aanbetref, né? Vat daai Brown besig sogenaamde, wat is sy naam, waar is hy? Waar het ek hom neergeskryf? Brown Mogotsi. Vir een of ander rede het hierdie ou, is nou groot in die nuus. Dis net games, mense. Onthou dit altyd, dis net 'n speletjie. En hy is nou kampsdag deel gewees van 'n sluipmoordaanval. Maar ooggetuie sê hy het self uit sy eie kar het geklim en sy kar voddig geskiet. Maar dit is reg oor ons nuus, word daar vertel van hierdie ou. Ek sê vir julle, hierdie Brown Mogotsi ding, whatever sy van is wat ons noem 'n false flag event. Of 'n black, dis daarom nog nie Black Swan nie, maar dit is 'n false flag event, om vir jou besig te. Kyk wat sê in die nuus. Wat sê hulle van Brown? Van die MK-party byvoorbeeld. Hulle het hulle hoofsweep gefeier. Colleen, wat is daarvan? Makubula. Hulle het van haar ontslag geraak. Sy was te militaristies geweest, wat hulle dink ek, glo ek. Sy het geloof om rond te loop in camo klere. Maar hulle het van haar ontslag geraak en hulle het nou vir Des van Rooyen aangestel as die hoofsweep van die MK. Nou ek weet nie wie is hierdie Des van Rooyen nie. Maar ek dink is 'n breinhou in elk geval. So hy is aangestel as die MK se nuwe hoofsweep. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wil nou begin huil, want die ANC het vir hulle gesê, as julle gaan staan in die munisipale verkiesings, dan gaan ons julle ontbind, want julle is gekoppel aan die ANC. Nou is die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party in 'n warwoel deur mekaar. Ek het nie eens ek het geweet daar is so 'n party, maar ek het nie gedink hulle kan enige impak meer maak in Suid-Afrika nie. Maar blykbaar kan hulle. En die ANC het gesê, ons sal vir julle ontbind as julle volgende jaar op die munisipale verkiesing staan. Well, good luck to that, Bill. Good luck. Olufusi, Lesotho, whatever sy naam is, Gautengse premier sê, Johannesburg is reg vir die G20. Moet net nie uit julle karre uitklim nie, en ry net waar ons vir julle sê om te ry, en klim net uit by die vergaderings waar alles mooi gaan lyk, en dan ry ons, vat ons julle seker maak ons seker dat julle weer by julle mooi hotelle en lodges en goed uitkom, sodat julle nie die res van Johannesburg kan sien, wat totaal en al vervalle is nie. Maar hulle is reg vir die G20. Net met die IK van 60 as jy reg vir die G20. Flip en dom goed. Wat ons grense aanbetref, wil hulle nou 'n een-stop grens maak. 'n Een-stop grens beteken, jy het net een grenspos, waardeur almal beweeg. Jou paspoort word gecheck en so aan, gou vinnig. Grootste kans vir bedrog. Andrew, goeiemôre. Grootste kans vir bedrog, as jy een grenspos tipe storie het. Klink alles nice, Piet, goeiemôre. Dit klink alles nice, die dinge loop glad, jy weet. Dit gaan vinnig deur die grenspos, dit klink baie mooi. Maar die harde waarheid is, dis eintlik 'n groter rede vir bedrog. Ons gaan nog planne maak. Daar gaan in elk geval eventueel, gaan daar nie verskriklike groot grense wees, wanneer ons uiteindelik deur die genade van bo by die helfte van Afrika uitkom nie. Elke land gaan nog steeds sy soewereiniteit hê, maar dit gaan deel wees van die federale sambreel. Ja, ek kan nie wag vir daai dag van ons dinge, wanneer die wêreld terugkyk en sê, ja, kyk wat het daar gebeur nie. Dit sal so awesome wees, man. Dit sal so awesome wees. In die Wes-Kaap, dis hoekom ek vir julle altyd sê, hierdie is net 'n politieke spel, dis al wat dit is. In die Wes-Kaap het ex-ANC
politikuste oorgeloop na die DA. So het gegaan van groen, geel en swart na blou toe. Maar hulle is nog steeds korrup, mense. Mind games. Hulle is nog steeds korrup. Nog steeds korrup. In any case, wat het ek nog hierso? Die statistiek bewys dat mans in Suid-Afrika 80% van die selfmoorde is mans. Wanneer 'n selfmoordsyfer klim in 'n land, nee, is dit as gevolg van die geldelike toestand, die ekonomiese toestand van 'n land. Mans kry nie meer werk nie. Hy sien nie meer 'n uitkomkans nie. Hy kan nie meer sy familie in die oë kyk nie. So wat doen hy? Pleeg selfmoord. Wat 'n totale verskriklike ding is dit nie, né? Goed. Ek dink dis genoeg nuus vir vandag. Hoe laat is dit nou? 1 minuut oor 8. Nie te bad nie. Gou vir julle iets wys. Wanneer jy jou kop neersit, Andrew sê sy foon is 'n probleem. Hoekom is jou foon 'n probleem, Andrew? Is Black Friday. Gaan na Vodacom toe en doen 'n deal. In elk geval, wat ek nou gesê het, dis nie moeilik om dinge aan te leer as jy jou kop neersit om 'n ding te doen nie. Ek kan gou vir julle iets wys. Ek het begin met ChatGPT. En ek het besluit, as ek nie mense kan kry om vir my te help om 'n front-end vir die app te bou wat ek graag wil bou vir dit wat voor lê nie. Nee, dan gaan ek dit self doen. En ek het Maandag, Dinsdag en Woensdag gespandeer met ChatGPT en agtergekom hierdie ding doen nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Daar's te veel bugs, daar's te veel goed wat nie lekker wil werk nie. Ek het programme afgelaai wat 'n ou verniet kry, wat 'n ou kan gebruik om net die begin van 'n toep te bou. En ek sê vir julle, ek het toe op DeepSeek gegaan. En ek gaan nou vir julle wys hoe ver ek gekom het al. Hierdie is net die inleiding. Ek is nou klaar met bladsy 3. Maar dit is die inleiding van dit wat ek wil doen. En so die prentjies en die goed wat ek nog hierso wil opsit is nog nie hier op nie. Maar die basiese is gedoen. So ek gaan gou die kamera draai. Gaan ek dit vir julle wys. Wanneer ek sê ek gaan 'n ding doen, dan doen ek dit. Ek gaan hom net hierso gou refresh, dan kyk julle wat gebeur. Nee, ek met my min kennis van data, en ek gaan vir julle nog 'n ander bladsy wys. Kyk hierso, ek gaan gou hierdie bladsy reload, en kyk julle gou. Dit is die eerste inleidende bladsy, dan verdwyn hy, dan kom hy by die volgende bladsy wat hierdie ene is, dan klik hy op hierdie bladsy, dan kom hy by hierdie bladsy. Is nie fantasties nie. Dis wat 'n ou kan doen met min kennis, mense. As jy besluit om 'n ding self te doen, en jy werk daaraan, jy maak 'n punt daarvan. Kyk wat doen ek. Kyk wat doen ek. En ek gebruik die goed om my te help. As jy nie weet as jy nie iets weet hoe om dit te doen nie, flip en vind uit, man. As jy jou kop op 'n blok sit, en jy besluit ek gaan dit doen en ek gaan nie gekeer word nie. En jy spandeer tyd daarop, dan kan jy 'n ding doen. Nou ek wil hierdie 16 bladsye klaar maak. Dis nog 'n paadjie om te loop. En dan wil ek dit so maak dat soos wat ek op hierdie een bladsy geklik het of gedruk het of wat ook al en hy oorgegaan het na die volgende bladsy toe. So wil ek hê al die goed kan van een bladsy na 'n ander bladsy na 'n ander bladsy toe kan gaan en dan kan ek gaan soek vir potensiale beleggers. So as jy weet van iemand wat wil belê, waaroor gaan die belegging? Dit gaan oor om die mense aan te stel om die job finaal klaar te maak. Hierdie toep het 'n uiteindelike verbruikersgetal van 500 miljoen mense. Ons kort net 500.000. Toe ek hierdie toep beskryf het vir iemand omtrent so 'n jaar terug en vir hulle gesê het ek soek so 50.000 mense om aan te sluit, toe lag hy vir my. Toe sê hy met hierdie konsep sal ek binne 3 maande 1 miljoen verbruikers hê. So okay, soos hulle sê, né? If the mountain doesn't want to come to Muhammad, Muhammad goes to the mountain.
Alright, so ek is heel chuffed met wat ek gedoen het tot sover. Hoekom doen ek dit? Ek doen dit vir ons, vir julle. Ek doen dit vir die Federale Alliansie van Suider-Afrika. Ek doen dit, sodat ek nie meer sponsorships hoef te kry nie. Sodat ek die job kan klaarmaak. Dat ek nie sukkel om die boodskap daar uit te kry en vir mense te sê, luister hierso, ons kort net soveel, dan doen ons die job. Nee? So okay. As 'n ou sukkel om so, as mense nie in jou glo nie, of hulle wil nie die ding doen nie, of hulle dink dit gaan nooit met hulle gebeur nie, of wat ook al, en kan die R56 'n maand betaal vir federale aansluiting nie, dan doen ek dit self. That's just me. Alright? So as jy weet van iemand wat wil belê, jy gaan nie 'n fout maak nie. Jy gaan nie 'n fout maak nie. Mense, ons kan al omtrent die oorwinning proe. Dis wat so lekker is van hierdie ding. Nee, ek praat nie net van die toep nie, ek praat van die hele ding waaroor ons nou al besig is vanaf 2015. Waar ons beginne daadwerklik aan die saak beginne werk het in 2022. Ons kan al hieraan proe al, man. Dit is amazing in elk geval. Kyk na wat gebeur in Suid-Afrika. Nee? Goed is besig om so in lyn te val. So in lyn. Dit is net wonderbaarlik. Julle wat my nou al lankal volg op koffie met brood en by my staan. Nee. Dit is net amazing dit is net wonderbaarlik hoe Vader goed in plek sit. Dan dink ou, joh, hier's 'n droogte van 2-3 weke waar niks gebeur nie. Nee. En dan ewe skielik, dan gebeur hy, dan wonder jy, wow, flip, nou is alweer 'n vergadering. Hier's nou weer mense wat inkom, hier's nou ouens wat nou weer saam praat, hier's ouens wat saam teken, hier's ouens wat saam staan. Nee? En dan ewe skielik dan loop hy ding weer. Dan sien jy iets wat oor see gebeur. Dan gebeur daar nog 'n ding oor see en dan sien jy Vader sit die goed in plek. Want een van die belangrikste dinge byvoorbeeld, en ek het dit al 'n hele paar keer genoem, wat is vir ons belangrik in Europa? Is die AfD in Duitsland. Die AfD in Duitsland is vir ons van kardinale belang. Wat is nog vir ons belangrik in Europa? Ierland is vir ons belangrik. Ierland moet by 'n punt kom waar hulle skoonmaak en waar hulle 'n konservatiewe regering kry. Waar hulle eintlik 'n plan maak om weg te breek van Engeland af in totaliteit. Nee? Dis vir ons belangrik. Hierdie is alles padwysers vir ons. Ons gee nie om wat in Rusland gebeur nie. Ons gee nie om wat in China gebeur nie. Ons gee nie om wat in Amerika gebeur nie. Daai lande speel nie 'n rol in ons profetiese woord nie. Deur ons boereprofeet wat Vader vir ons gegee het. Hy het vir ons net een boereprofeet gegee. En daai ou se goed het waar geword in die Anglo-Boereoorlog. Dit is hoekom ons kan na hom luister. Omdat alles wat hy gesê het, alles 100% het gebeur. Anders sou ons nooit na hom luister nie. Jy sien, as een ding nie gebeur het wat hy gesê het nie, dan sou ons nooit na hom geluister. Jy kan 99 reg hê en 1 verkeerd, dan is jy verkeerd. Maar hierdie ou het 100% rekord, daarom kan ons dit doen. En ons sien, stukkie vir stukkie, hoe hierdie goed aan mekaar kom. En as 'n ou met skouer aan die wiel sit en harder werk, dan doen jy dit. Dit is net hoe dit is. Dis die enigste manier om verandering te kry. Jy gaan doen die job. In elk geval. Almal wat by ons saam staan, weet ons is vryburgers. Ons is vryburgers, man. Nelofsky, Piet, Rudy, Andrew, Jan, is julle gesiggies wat ek hier bo sien. Nee? Ons is vryburgers, eerste. Dan is ons boere Afrikaners, en dies meer, Engelsmanne ensovoorts. Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Julle moet 'n fantastiese naweek hê, 'n fantastiese Vrydag hê, en kom ons kyk of die bokke die Franse kan troef môre aand. So ek gaan laat wakker bly vir daai ene. Daar sê, alles seën, alles wat mooi is, né?